My hande het ek op Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vandag hier by julle met die boodskap die hartheid van hart. Ek wil graag vir julle vandag uit Matteus 23 en ek gaan vir ons hier van vers 34 gaan ek vir ons aflees. Kom ons hoor wat sê die Here. Daarom kyk, ek stuur profete, wyse manne, skrifgeleerdes na julle toe. En julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gesel en van die een stad na die ander een vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaria, die seun van Beregia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Nou, hoekom sê ek vandag die hartheid van die hart? Julle, hartheid van hart is nie net van vandag se ding nie. Die hartheid van die hart, hier is 'n boek wat 2000 jaar oud is. Toe het hulle alreeds die hartheid van hart gehad, en toe daar ware manne van God, wat gevul is met die Heilige Gees, na vore kom, en hulle begin op hulle sonde druk, en hulle begin vir hulle ongeregtigheid wys, en hulle begin vir hulle wys, dat hulle hel toe sal gaan. Toe het hulle nie daarvan gehou nie, en hier sê die woord, hulle het hulle tot binne in die tempel fisies vermoor. Nou vandag, so ver, soos wat dit nou is, in 'n land soos Suid-Afrika, word die predikers daarom nog nie fisies vermoor, omdat hulle die woord reguit praat nie. Maar weet julle wat? Hulle word met die monde van mense vermoor, want hulle tonge het soos ontblote swaarde begin word, en hulle begin kwaad praat van hulle, agter hulle rug sleg praat van hulle kritiseer hulle gaan uit die kerke uit van manne wat reguit praat. En toe kom daar 'n baie hartseer ding wat in ons land begin inkom het. Toe begin die kerke en die predikers bang word om die waarheid reguit te praat. Toe begin hulle om die woord te versag, sodat daai hartheid van hart wat in die mense se harte is, gestreel kan word, dat die harde hart gestreel kan word, sodat die harde hart lekker kan voel, en dan bly hy in die kerk, en hy bly net, en alles is net alright. Maar hoe gaan dit met daai man gaan in die oordeelsdag, as hy nie die woord van God ontvang het, soos wat hy veronderstel was om dit te ontvang nie? So, julle, die hartheid van hart, teen die regheid gesnyde woord van God. Kom ek en jy, kom op 'n plek en op 'n waar ons onsself kan bevind, waar al sny die woord diep in ons lewens, dat ons kan sê, Here Jesus Christus, Here spreek tot my, Here raak my hart aan, en Here, as ek kan verander of moet verander, Here help my dat ek dit wel sal kan doen. Ek wil vir julle verder lees, hy sê hierso, hoor die hart van die Here hier in vers 37. Hy sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak. Dit is nou die manne en vroue van God wat die woord waarlik reguit sny, né? En stenig, die wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien, totdat julle sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. So julle, ek wil vandag vir julle sê, vandag nog, in die tyd waar ons nou nog leef, is daar eilgesaaide manne van God, vroue van God, wat die woord van God radikaal, reguit sal spreek, heiligmaking sal uitroep, sondeaflegging sal uitroep, en 'n dieper verhouding met Jesus Christus. Kom ons bid die Here God die Almagtige, dat hy meer sulke gesalfde manne en vroue sal uitstuur, wat met die krag van die salwing van die Heilige Gees sal preek. Weet julle wat?
want dan gaan mense waarlik tot inkeer kom, die ou lewe agterlos, Jesus Christus met alles wat in hulle is, navolg. Kom ons vra die Here dit. Kom ons maak ons oë toe, ek gaan vir ons 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, ons lewe in 'n donker tyd, Here. Here, ons lewe in 'n tyd, Vader, waar min mense hulle steur aan om kerk toe te gaan, om onder die geklank van die woord van die Here te kom. Maar ons bid nou, Vader, Here, dat U weer met U hand, Here, en met die salwing van die Heilige Gees, Here, sterk in beweging sal kom, Here. Mense sal oortuig van sonde, hulle oortuig van geregtigheid, hulle sal oortuig van 'n ewige oordeel, Here, en weer 'n godsgenerasie sal oprig. Vader, ons dank U en ons ontvang dit in Jesus se naam. Amen. Amen, liefdesening. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.